Die Vleister in kamer 119. Die Reinford Motel het langs Hoofweg 21 gestaan, 'n halwe myl na die Welkom in Reinford bord wat laas in 1973 geverf is. Dit was een van daardie padstaal motelle wat op 'n afstand aanvaarbaar lyk. Alwerkende neonbord, grys parkeerplek, vol slaggate. Maar van naby ruik dit na mif, rook en iets vaag soetsuur, soos vrotvrugte. Dis waar Eddie Herman ingedraai het die nag toe sy lewe uitmekaar begin val het. Hy was op pad van Detroit na Chicago nadat sy egskeidingsdokumente onderteken is. Die ink skaars droog, sy foon was pap, die reën het neergestort soos spykers, en die laaste ding wat hy wou doen was om in 'n sloot te beland. Toe die neonbord vir 'n oomblik flikker, vakature, draai hy in. Die ontvangsklerk was 'n ou man met waterige oë en ouderdomsvlekkies wat oor sy hande versprei het soos sterrebeelde. Hy het stadig gepraat, asof tyd hom nie raak nie. Net een kamer oor, sê hy en druk die kopersleutel in Eddie se hand. Kamer 119. Eddie knik moeg. Dis reg so. Die kamer het nog erger geruik as die ontvangs. Hy skop sy skoene uit, gooi sy sak op die bed en skakel die TV aan. 'n Sneeustorm van statiese ruis. Hy kon die reën hoor kletter teen die venster. En onder dit alles 'n sagte gezoem. Eers dink hy dis die ou lugversorger, maar toe verander die toonhoogte soos 'n stem wat nog nie heeltemal praat nie. Hy hou die TV stil. Die gezoem word 'n fluister. Dit is nie woorde nie. Nie aanvanklik nie. Meer soos die vorm van woorde. Die bedoeling van spraak sonder betekenis. Dit kom van agter die muurpapier, waar die nate effens opgekruip het van die vog. Eddie sit sy oor teen die muur. Die fluister klink nou nader, duideliker. Moenie hier slaap nie. Hy spring terug, sy hart bons soos 'n hamer in 'n leë kamer. Hy lag kort, harde, senuweeagtige geluid. Ag nee, ek raak mal. Hy draai die TV harder, maar die fluister dring deur die statiese ruis, weef homself in die wit geraas. Hy hoor jou nou. Eddie draai die volume af, die fluister hou op, toe klop dit, 3 keer. Stadig, bewerig, teen die verbindingsdeur na die aangrensende kamer. Hy roep, hallo, wie is daar? Geen antwoord. Hy vat die handvatsel, dis yskoud. Hy probeer dit draai, maar dit sit vas. Toe van die ander kant af. Klik, 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 soos iemand wat hom naels teen die metaal laat skraap. Eddie duins terug, bewend. Hy probeer die ontvangsbel, maar die lyn is dood. Hy oorweeg dit om te ry. Hy moes ry, maar buite stort dit steeds neer, en daar was iets aan daardie fluister. Dit was nie net vrees nie, dit was bekend. Dit het soos sy vrou geklink. Later die aand, hy word wakker van stilte. Die reën het gaan lê. Die digitale horlosie wys 3:33. Die kamer is yskoud. Sy asem trek wolkies. Die muurpapier by die verbindingsdeur krul terug, soos droë vel. Iets beweeg daaronder. 'n sagte rimpel. En toe, asof iemand van binne af druk, bult die muur vorentoe. Die vorm van 'n gesig druk deur. Neus, lippe, hol oë, rek die muurpapier soos 'n nat doek. Dit fluister sy naam. Eddie. Hy struikel terug en stamp die lamp om. Die gloeilamp bars. Duisternis. Die fluister word harder. Jy moes nie terugkom nie. Jy moes nie terugkom nie. Hy onthou nie hoe hy die deur oopgemaak het of deur die gang gehardloop het nie. Hy onthou nie sy kaal voete op die koue teer nie, maar hy wel onthou hoe hy deur die nat venster van kamer 119 'n tweede figuur binne sien staan het. Stil, kykend, waggend. Die volgende oggend vind die ou klerk die deur oop, die sleutel steeds in die slot. Eddie se motor is weg. Niks anders in die kamer lyk versteurd nie, behalwe een ding. Op die muur agter die bed, in swart druppende letters, dalk ink, dalk nie, staan, hy is nou wakker. Die klerk sug, asof hy dit al gesien het. Hy haal 'n verbleikte kamer 119 sleutel uit die laai en hang dit teen die muur agter die toonbank, langs 3 ander, 117, 118 en 120. Dan skakel hy die vakaturebord weer aan.